ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 291. Ek is professor Hannes Redlinghuis, van Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van ons boeke wat ek geskryf het, Engels of Afrikaans. Ek dink spesifiek aan die Afrikaanse 3 boeke, die Afrikaanse Nuwe Testamentiese Legkaart Studiegids Bybels, wat 'n moet is in elke huis. Is A4 boeke, hulle is 500 bladsye dik. Hulle weeg so 1,5 kilogram. Daar's 'n magdom inligting in dit. Ek is reeds besig met boek nommer 4, en die eerste boek is natuurlik die inleiding, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Jy moet my skakel. Ek het ook 'n pakket waarin ek hulle kan aanbied. Sou u belangstel, kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, dit is uiters belangrik om by deel 1 te begin. Waarom? Want u het reeds 'n magdom inligting gemis. En u sal nooit weet waarom dit alles gaan nie. Dit is noodsaaklik om in te teken op die YouTube kanaal, sodat u ook die kennisgewing kan ontvang van al die Afrikaanse studies waarmee ons besig is, as ook ons TikTok boodskappe. Hierdie reeks is lewensveranderend. Skryfblokpen en 33 of 53 Afrikaanse Bybel is uiters belangrik. En dis belangrik dat ons saam lees wat ek bedien, sodat jy kan sien wat die Bybel ook sê. Kom ons bid saam. Ons kom vanmôre om vir u baie dankie te sê, Vader Jaffa, vir die begin van 'n nuwe week en nuwe uitdagings. Baie dankie vir die naweek wat verby is en die geleenthede wat u vir ons geskep het om 'n getuienis te wees, om lig te wees, vars brood, vars water en vars sout in 'n verlore wêreld. Ek wil bid salf ons vanmôre waar ons bymekaar is, in die teenwoordigheid van die Ruach HaKodesh, en laat u seën op u woord wees. Geef vir ons elkeen 'n vrugbare sielsdimensie en geestelike ore om te kan hoor wat u vir ons wil sê en leer. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua, en elke Javas sê halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se studie vir u 'n groot seëning wees, halleluja. Nou, voordat ons verder gaan, ek gaan 'n paar minute ongelukkig moet neem hierso. Ek wil u vra, verdra my in dit wat ek kan doen. Dis uiters belangrik ook vir hierdie bediening. U weet natuurlik, soos wat die bediening aangaan, brei die bediening uit. Nou ja, dis net hierso waar die ouens in die kerke gewoonlik, wanneer die pastoor sê, ek gaan nou iets spesifiek aankondig en alles, wat almal die hulle stoele so vasgryp en begin bekommerd wees, want hulle weet hulle gaan geld vra. Nou, dit is nie die geval nie, so, want ons spreek nie geld nie, elkeen doen soos wat hulle voel in hulle harte. Ek het iets om met u te bespreek, wat baie belangrik is. Vir baie jare al, aanhoudend word ek gevra, wat kan ons doen as Javiste in ons eie omgewing om mekaar of mede Javiste of bruid van Javashua te ontmoet en met mekaar te deel oor die woord, dalk 'n selgroep te begin en die koninkrykswerk van Jaffa uit te brei. Dan wat ek doen, dan het ek 'n werk. Dan ek het dit al hoeveel keer gedoen. Dan gaan ek na die notas toe of die boek
waar my bestellings in is. En dan moet ek terugwerk. Kom ons sê ons praat van Stilbaai. Mense in Stilbaai vra, prof, ons wil ander mense in Stilbaai of in omgewing ontmoet. Dan moet ek nou gaan sit en ek moet terugblaai, name afskryf, telefoonnommers en ek moet die mense bel en sê, hoor so, kan ek jou nommer vir broer en suster so en so gee, want ek gee nie net sommer mense se nommers uit nie, want dit skep probleme. Ek vra eers. So dis 'n langdradige proses in tyd wat ek werklik nie het nie. Dit vat tyd op wat ek kon ander navorsing gedoen het en koninkrykswerk vir Jaffa kon gedoen het. So daar was 'n leemte hoe mense Jafiste met mekaar kon kontak maak in dieselfde dorp. Of selfs wanneer mense op vakansie gaan en in 'n ander dorp is in Natal of in Pretoria, die Kaap ouens kom ons Pretoria toe vir vakansie en die Pretoria ouens gaan Kaap toe, Suidkus toe en dis mos so oor en weer gery. Wanneer ek dan in 'n ander dorp kom, hoe ontmoet ek die Jafiste daar? Om bietjie te sit en gesels oor die woord, bietjie met iemand anders te deel oor dit wat ek ervaar in my lewe, wat ek oor die woord ervaar. Nou, baie van u ken broer Oliver reeds. Broer Oliver is van die begin af dat ek op YouTube begin preek het, was broer Oliver saam met my, waar hy vir ons al die IT sal ek sê goed gehanteer het, die internetplatforms, inteendeur hy die internetplatform, Instagram, Telegram, Dropbox, Facebook, YouTube, hy het alles vir ons geskep, en dit vir ons, soos die Engels sê, kom ek bly by die Afrikaans, dit bestuur vir my, en dit is 'n massiewe werk, en later aan het broer David van dit oorgeneem, en broer David doen vandag meeste van dit, broer Oliver is net in 'n administratiewe posisie daarso. En toe in die week toe kom broer Oliver na my toe en hy sê, prof, ek het op een van die beste inisiatiewe afgekom, wat ek glo 'n groot voordeel vir die gemeentes van Jaffa in Suid-Afrika. Dis ongelukkig net in Suid-Afrika tans, dis nie in Namibië en die ander plek het nie, hulle beplan dit om dit later uit te vat na die ander dorpe toe. Hy sê, ek het die beste inisiatief gekry, waar ons mense kan kry om hulle aan mekaar voor te stel, sonder dat jy een oproep hoef te doen. Ek sê, hoe is dit? Hy sê, daar's 'n app op die selfoon wat hulle noem Body on Tap. Nou, Body on Tap werk so. Ek sê nou Body on Tap, verskoon my. Town on Tap. Jy sien my kop is nie by wat ek veronderstel is om te moet lees nie. Town on Tap. Town on Tap werk so. Ek registreer op, dit is 'n klein, ek druk op hom, ek sit my e-posnommer in, ek sit my telefoonnommer in, ek sit my dorp waarin ek bly, en daar is dit. En wanneer ek in die Suidkus is, en ek wil sien kom ek sê ek is in Umdloti, en ek wil sien of daar ander mense in Umdloti is wat Jafiste is, dan gaan ek op Town on Tap, maak die link oop, en ek klik op die link, en dan kyk ek net daar, Place of Worship, dis hoe hulle dit noem, daar's verskillende goed, Place of Worship, dan klik ek op Place of Worship, dan maak ek hom oop, dan tik ek net jou naam in, jou naam en jou van, dan bring hy vir my jou naam, van, telefoonnommer, en jou e-pos op, soos dit behaag om dit op te sit natuurlik. En dan kan ek die skakel en sê, hoor hierso, ek is prof Hannes, ek is hierso in die dorp, kan ons 'n koffie saam drink, kan ons saam kuier bietjie vir 'n rukkie. Verstaan jy wat ek bedoel? En dis in elke dorp in Suid-Afrika. En die wonderlikheid van dit alles, dis gratis. Dit kos jou nie 'n sent om dit te doen nie. Hoe maklik is dit? Dan ook het hulle 'n afdeling waar die Jafiste besigheid, mense met mekaar kan besigheid doen wat Jafiste is, want daar is 'n groot vernekery vandag, en 'n vrees vir mense, om besigheid te doen met ander mense,
Want daar is skelms besig om rond te loop die hele tyd. Ek weet ek vat nou tyd, maar hierdie is so belangrik. So, u kan ook u eie besigheid adverteer on Town op Tap, want hy sê, as jy hom oopmaak, klik hy daar so in plaas om te sê place of worship, dan tik jy op 'n besigheid, of wat ook al, business in town, en daar kan u besigheid opsit teen 'n minimale bedrag van R160 'n maand. Dis nie geld nie. Jy sukkel om 'n hamburger te koop vir R160. En jou besigheid word bemark vir enige een wat dit oopmaak. Nou, ons is van die heel eerste mense op Town on Tap. My goed lê reg bo aan by Place of Worship. Ek het onmiddellik ingeskakel. Vir my is dit die beste. Dit bly u eie keuse. Hoor wat ek nou sê? Dit bly u eie keuse. Nou hierbo is die kontak, hier's die webtuiste. Die kontak is hierso, broer David het dit opgesit. Dis broer, en u kan ook met broer Oliver kontak maak, sou u meer wil weet omtrent dit. Kontak broer Oliver, dit help nie, kontak my nie. Ek gaan net vir jou broer Oliver se nommer gee. Of as u broer Oliver se nommer wil hê, kan jy my net 'n WhatsApp stuur of my sê prof, geef my broer Oliver se nommer en ek stuur vir jou sy selfoonnommer en u kan met hom gesels. Ek dink dis 'n uitstekende gedagte om ons javistiese besighede te bemark, en ons kan ook mekaar ontmoet en so die koninkryk van Javashua uitbrei in Suid-Afrika en later Namibië en ander plekke soos wat Java dit sal behaag. Maar op hierdie stadium is dit daar. As u van dit wil gebruik maak, u is verskriklik welkom. U is nie geforseer of enige iets nie. En baie dankie vir die tyd. Kom ons bid vir die bediening van Javashua, dat ons die koninkrykswerk uitneem na buitekant. Ek wil net sê dat ek het vroegtydig sê, ek kry niksie uit nie, ek kry nie 'n kommissie nie, ek kry niksie uit nie. Ek doen dit terwille van u wie met ander mense wil kontak maak. Alright. So jy belangstel, stuur net 'n WhatsApp, prof stuur vir my vir Oliver se nommer. Anderste seëninge. Dankie dat u my verdra het terwyl ek die tyd opgeneem het vanmôre net om dit aan u bekend te stel. Die boek Spreuke, hoofstuk 17 vers 12. Ons gaan aan waar ons opgehou het Vrydag. Halleluja. Spreuke 17 vers 12. 'n beer wat van kleintjies beroof is, moet 'n mens ontmoet. Ek het gesê, jy soek jou dood. As jy 'n beer se kleintjies weggevat het, sy raak totaal mal. Maar nie 'n dwaas in sy sotheid nie. So ons wil nie 'n dwaas in sy sotheid ontmoet nie. Hoekom nie? Want al wat hy voortbring is dwaasheid en sottigheid. Met ander woorde, sy sotheid, sy benevelde gedagte. Die slegte van sy gedagte bring hy deur sy mond uit. Ja, ons wil nie met hulle gemeenskap hê nie. Ons wil nie met hulle deel nie. Dis een van die redes dat Java my gelei het om totaal en al van hierdie klomp wat ons aangevat het oor die name en oor die Bybels en hy het weggetrek. Die woord het gesê, Java het my skrif gegee. Hy het my totaal woord gegee. 1 Timoteus 6 vers 3. En ek vat dit sommer net so. Hy sê, as iemand nie instem met die leer wat volgens die bonatuurlikheid is nie, en nie saamstem nie, die is verwaand en verstaan niks nie, maar dit sieklike sig na toespraak, woordestryd, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in die verstand is, en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Die Bybel sê, onttrek jou aan sulkes. Nie jou tyd mors nie. You're wasting your time. Jy bring jou op hulle vlak. En dis waar die Satan ons wil besig hou. Wel, vir my het hy besig hou met dit. Tot Java my woord gegee het. En vandaar het ek my onttrek. Ek weier om betrokke te raak daar.
So op die einde van die dag versterk ons nie 'n sot in sy dwaasheid nie. Vers 13, hy wat kwaad haat en vir goed vergeld. Hy wat kwaad vir goed vergeld. Hy of sy wat kwaad, met ander woorde, jy doen goed aan so 'n persoon. En wat doen hy? Hy vergeld jou met kwaad. Hulle, soos 'n kanker, hulle vreet jou weg. Hulle vernietig jou geestelike lewe. Hulle vernietig jou gebedslewe. Ek praat dalk 'n bietjie met iemand anders te vanmôre, wat dalk deur dieselfde ding gegaan het as wat ons gegaan het. Ek en pastoor Rika, die aanslag. Hy wat en sy wat kwaad vir goed vergeld. Die kwaad sal uit sy huis nie wyk nie. Hoekom? Want die Bybel sê, dis wreed om te val in die hande van 'n lewende Elohim. Ek sê altyd vir die ouens, jy kan vir my sê en doen net wat jy wil. Maar my Bybel sê, wat jy aan die geringste van my kinders doen, aan my diensknegte doen, doen nie aan myself. So kom ons wees versigtig. Ek wil sê vanmôre, vir my, sulke geselskap, sulke argumente, sulke dinge wat jou tyd opvreet, en jou gebedslewe, en jou studietyd opvreet, en kom ons konsentreer op die woord, die bonatuurlike geopenbaarde woord van Jahweh. Kom ons wees in hierdie dag 'n getuienis tot eer van Jahweh. Tot môreoggend as Vader lewe gesondheid spaar. Sy wil daarby is, Maranatha, Jahweh kom weer. Halleluja.